En weet dit gaan ons afskop oor ons reeks goddelike ouerskap. En vir die volgende 2 Sondae, en ek wil jou nooi om regtig die tyd uit te koop om saam met ons te week. Hier is een van ons reekse vir die jaar. En vir die volgende 2 Sondae, so ek gaan vandag die basis lê en volgende week gaan ons 'n bietjie 'n paar praktiese goedes uitpak oor goddelike ouerskap. Want daar is baie spanning in vandag se wêreld oor ouerskap. Daar's dit wat die Bybel sê en dit wat die sosiale wêreld, die moderne wêreld van sê hoe 'n ouer moet lyk en hoe ouerskap eintlik is. Nou van die goed hoe die wêreld nou geskuif het eintlik so al verregaande begin raak dat die wêreld begin vir ons gesê dat ons kinders soos mede-ouers moet begin hanteer. Nou kom ek begin sommer met hierdie eerste stelling. As Here wou gehad het jy moes jou kinders soos die ouers hanteer, dan sou hulle jou ouers gewees het. Maar jy is die ouers van jou kinders vir 'n rede. En hulle is kinders vir 'n rede. En ons as ouers het eintlik maar 2 funksies en dit is baie eenvoudig en ek wil dit nie afwaard nie, maar dit is eintlik maar 2 goed. Dis versorging en voorbeeld. Dis eintlik die twee dinge wat die Here ons roep as ouers om te wees. Vir die van wat nog nie ouers is nie, maak notas en die van wat al oupa grootjies en ouma grootjies is, geniet dit en dink lekker terug. Maar as ouers het ons eintlik net 2 dinge wat vir ons belangrik is versorging en voorbeeld. Voorbeeld is om goddelike ouers te wees, en ons gaan 'n bietjie daarvan uitpak bietjie later. En ook versorging. Maar in versorging het die wêreld 'n snaakse plek geraak. Nou ek onthou met die geboorte van ons eersteling, was ons na die baby expo toe. Ons het Klerksdorp gebly en toe het ons al die pad Johannesburg toe gelei na 'n baie groot plek toe. En ons is na die baby expo toe. En daar het hulle sale en sale van goeders gehad om seker te maak dat jy die beste babietjie ooit sal hê. Dat jou akkedissie 'n krokodil gaan wees, of jou chimpanseekie 'n gorilla, dat hy hierdie uitstaande wêreld beste kind sal wees. En al die speelgoed, dan was altyd die speelgoed nie. As jy hierdie speelgoed vir jou kind gaan hy 'n genie wees. As hy hierdie blokkies daarin kan druk, gaan sy IQ oor die 300 word. Dis nou, en al die goed, weet jy, ons koop dit. Nee, ons het dit gedoen, veral met die eerste kinders. En dan koop ons goeders wat die goed steriliseer. Jy koop 'n ding wat die steriliseermasjien steriliseer. Verstaan jy? Jy soek 'n trolley, hy moet so kan lê, hy moet kan sit, hy moet kan staan, hy moet kan vibreer, hy moet kan warm maak, hy moet 'n aircon hê, hy moet 'n verkoelertjie hê. Hy moet alles in hê. En die kind is nog eens hier en as jy bankrot. Want as ek dit nie hê nie, dan is ek 'n slegte ouer. En as ek dit nie hê, dan gaan my kinders nie goed versorg wees nie. Ek weet nie wie van jou, ons was almal daar. Ek wil sê, en as daai dammie van Ruben geval het, o heerlikheid, dan hardloop ons vir die naaste sterilisasiestasie. Ons het meer as een gehad. Druk hom en dip hom in die mikrogolf, alles reg, okay. Nou kan die kind weer sy dammie suig. Met Milana, toe die dammie van ons dit, ons suig hom af. En ek is nou nie 'n dokter nie, maar as ek dink hoe jou lyf se immuunstelsel moet opbou, is daai dalk beter, maar moet my nou nie quote nie asseblief. Maar die kind net, ons het al hierdie goed begin doen. Toe kom ek agter in my lewe, ons as ouers trap in hierdie gat dat ons dink ons is ingenieurs van ons kinders. Ek gaan dit weer sê, nou raak ek stil, nee. Ons dink ons is ingenieurs van ons kinders. As ek die regte dinge insit, gaan ek die regte output kry. As ek my kind kan design op 'n sekere manier, gaan hy 'n sekere kind word, en ek wil vir jou sê, jy's reg vir 'n baie groot ontnigtering. Dis glad nie hoe dit werk. So wanneer ons praat van versorging, gebruik die Bybel altyd die idee van 'n herder. Jy is eintlik jou kind se herder. Jy is nie 'n ingenieur wat 'n kind design nie. Want ons dink as ons hierdie goed doen, ons skryf hulle in hierdie plek en ons gee hulle hierdie kos en al daai goed is belangrik, gaan ek iets kan produseer in my kind. Dis nie die uitnodiging wat die Here oor ons het as ouers nie. Hy kyk na ons as herders van kinders. En wat doen 'n herder? Nou is baie van julle wat boere. Die herder maak seker die weiding is reg. Die herder maak seker die skaap kry die regte kos in. So nou dan druk hy sy vinger in die wol en hy sê oor die som is die koors te hoog. En wanneer ons verstaan, ek is nie my kind se ingenieur nie, maar ek is eintlik my kind se herder, dan kom daar 'n bietjie van 'n groter mate van, okay, ek kan bietjie meer ontspan. Dan kom ek skok jou gou in die terme van wat Psalm 139 skryf. Wat die psalmskrywer skryf, jy het nie jou kind gemaak nie. Ok, ek weet party van julle gaan nou so, maar wat het ons gedoen op daai aand? Weet vir die van julle wat was dit? Ok, die van julle wat die huweliksreeks gemis het, ja, ons praat oor intimiteit ook.
Ek weet dit het nie van self gebeur nie, ek besef dit. Maar Psalm 139 kom die Psalm en sê, U het my ongevormde klomp gevorm. U het my aan mekaar geweet, soos 'n meester in my moeder skoot. U het dit gedoen. Die ma is nie die een wat dra, die pa is die een wat die saad gee, ja, maar dit is God wat die kind aan mekaar sit. Hy is die ingenieur, nie ek en jy nie. Ons is net die herders van ek kom sit die kind in jou sorg. En een van my mooiste memories wat ek het, en ek gaan die storie nog baie keer vir vertel, in my dae toe ek is 'n 80s babietjie, toe ons geboot het in daai het ons ander tipe medisynes gehad. Nou ek besef, daar's van julle wat 50 babietjies was en 60 babietjies. Julle breikvloed gedrink. Julle is serieus om aan die lewe te bly. Nou ek onthou een van die goed in my tyd wat regtig, dit was op die kruin van medisyne. Dit het alles genees. Dit het genuine alles genees, was Vicks Vapora. Nou geen mens weet waarvan dit gemaak is nie. Ek dink is Vaseline en lava. Ek dink is 'n kombinasie of Vaseline en petrol. Ek dink dis die verskillende goeders. Verstaan? En dit was genuine, as iets reg is nie, smeer net Vicks op. Nou ek kan nie dink, mamma, hoekom doen mamma dit? Smeer dit, ek doen dit want ek is lief vir jou. Werk het al, mamma, ek kan my vleis ruik. Dit werk, dit werk. Weet jy hoekom jy dit op die vel van 'n kind wil smeer nie? Maar smeer hy my boeraf. Okay, dan begin jy ander goeders dink. Ek is aan die brand, my keel is nie meer toe nie. Ek is Vervan julle was dit medisyne, jy onthou dit, ek weet is baie spannend. Jou pa het waarde in jou mond, en gesê kan hou jou mond toe. Sluk die ding! Hey! Nou, dan druk hulle nie eens, jy kan nie meer asem kry nie, jy moet gesluk word. Want ons is lief vir jou. Verstaan jy hoe dit help nie? Voel ek 7 uur in die son gelê het op my bors. So aan die brand, maar ja, my keel is ten minste oop. En later toe raak dit slim, as ek maar nou gaan nie. Nou gooi ons dit in kookwater. Dan druk ons 'n lap oor jou kop en dan druk ons jou kop haar. Asem dit in. Oh, my longe is aan die brand, want dit werk, dit is besig om te werk. Ons doen dit want ons is lief vir hulle. En hulle het dan ons doen want hulle is lief vir ons. Maar ek wil as jy begin van hierdie wil ek jou kom herinner, jy is nie 'n ingenieur van jou kind nie, dit is wie God is. Hy het jou kind gemaak, hy het haar gemaak, hoe hy haar wil hê, hoe hy hom wil hê, hy het hulle gemaak. En ek wil sê, God weet wat hy doen. En ek besef, baie keer in gesinne, veral as jy nog kinders in die huis is, bring dit so 'n bietjie spanning. En daar's elemente van jou kind wat jy kan sien wat nog glad nie soos God is nie. Dis soos jou skoonma. En ons besef, daar's 'n element van iets wat die Here wil nog kom oopmaak in jou kind, ek besef dit. Maar ek wil jou kom nooi, die eerste plek in hierdie versorging en voorbeeldrealiteit is, ek is my kind se herder. Ek is my kind se herder, ek moet wolwe weghou. Partykeer beteken dit, jy moet nee sê verseker goed, maar die skape nie gaan verstaan nie, en gaan nie daarvan hou nie, want ek is 'n herder, ek het al 'n paar dinge gesien in my lewe. Nou die dag hoor ek by iemand, hulle kind was so 'n bietjie onder ons hier, by 'n kuierplek, en ek vra van wat het gebeur, hy sê, want my kind was na 12 dae. Ek sê, maar wat sê het my, sê, want ek was ook al na 12 op plekke toe ek jonger was, ek weet wat gebeur na 12, nie goeie goed nie. Dis ook my kind gesê het, as jy uitgaan, jy is voor 12 by die huis. Nie omdat ek nie wil toesluit, want ek weet wat gebeur na 12, nie goeie goed nie. En toe kom die seun by die huis, en toe gestaan die gesig nou net so. Want na 12 is almal nie daar met goeie intensies. Want die herder het hulle 'n paar goed gesien. Ons leef in 'n wêreld, en ek sê dit baie versigtig, waar ons dit selfs toelaat, dat ons kinders met ons onderhandel. En ek besef in alle huise, myne en kluis, bring dit spanning. Toe ek groot geword en ek betef van julle in die 50s en die 60s, het eers daai vraag gevra nie. Ek het nog die vraag kon vra, mamma, wat's vir aandete? Weet wat het my ma gesê? Aandete.
Maar wat is in die aandete? Renier, daar's kos in die aandete. Vandag gee ouers van Dispatch vir hulle kinders menus. My kind, wat wil jy eet? Lei die klokkie is reg om bring ons dit vir u. Dink gou terug toe jy nou klein was, né? As jy vir jou pa gesê het, papa, ek eet nie boontjies nie. Hy het so rustig vir jou gekyk en gesê, jy eet dit vandag. En dit was die einde van die gesprek. En ek wil begin net om jou te kom herinner as die Here het jou die ouer gemaak van daai kinders, omdat hy geweet het, jy moet die ouers wees van daai kinders. En ek besef, baie keer kom ons in situasies, wat ons nie weet wat ons moet doen, of wat ons moet sê nie, maar dis van ons as ouers ook kan bid en kan roep, en sê, Here help ons, wys ons, in hierdie area van my lewe. Ek is ook die eerste keer wat ek in 2026 leef, hier is my opnuut. Maar Here, in hierdie situasie, in hierdie seisoen van my lewe, help my, wanneer ek wat moet doen. En ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n leeu. Partykeer as ouers moet die leeu brul en partykeer moet die leeu purr. Partykeer kry ons as ouers ook verkeerd om, né? Partykeer brul ons van ons moet purr en partykeer purr ons van ons moet brul. Om te sê, Here, help my oor wat ek moet wees as ouer vir my kind in hierdie seisoen. In die element van versorging en voorbeeld. Deuteronomium 6, en hierdie gaan ons sleutelteks wees vir die volgende 2 weke. Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot 9. Dis God self wat praat. Hy gee baie direkte opdrag vir die volk oor hulle rol as ouers en wat hulle moet wees en wat hulle moet doen. Vers 4 sê die volgende: Hoor Israel, die Here ons se God is 'n enige God. Die wat Engels ook volg, die Engels is hier agter my. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. Hier is die direkte verwysing in Matteus 22. Die Fariseërs by Jesus kom en hulle vra vir hom, as jy die hele wet moet vat, al 613 seremoniële wette, die morele wet en die siviele wet, en jy som dit alles op, wat is dan die grootste? Wat is die belangrikste? En Jesus verwys terug na hierdie stuk. En hy sê, dit is die belangrikste. As jy alles moet vat wat die wet sê, hierdie is die heel belangrikste. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En met hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind aan jou hand. En dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet dit op die deurposte van jou huis en op die poorte skryf. Hierdie opdrag wat God gee aan sy mense, en met vergroting van my en jou ook as gelowiges, kom praat hy met ouers en hy kom lig 'n paar dinge uit. En ek wil nou spesifiek in die konteks van voorbeeld praat. Hy praat eers hier met ouers, want hy sê eers daarna, al die goed wat jy moet doen, dit wat jy moet doen, jy moet dit in jou kinders inskerp. So hy kom praat met ouers, en hy sê, ouers, iets wat jy moet verstaan, daar's 'n paar wat ek wil eindig. Eerste ding wat jy moet doen is, jou hart moet myne wees. Jy moet my lief wees, jy moet my volg, jy moet my dien. Dit is eerste die opdrag aan die ouer. Ons het toe ons in 'n ander vorige gemeente was, ek en my vrou het ons iets baie verskriklik gesien, iets wat ons verskriklik gepla het. Wat uniek was aan daai gemeente, nou ek het nog nie op baie ander plekke gesien, en ek hoop nie dis 'n tendens wat landwyd of selfs wêreldwyd gebeur nie. Van mense wat na daai kerk toe gery het, en hulle kinders by die kinderkerk kom aflaai, en dan ry. Sê, maar dis nou die kerk se werk, die kerk gaan ons kinders nou geestelikheid aan die Here voorstel, want ons as ouers sien nie kans om dit te doen nie, ons wil nie, of wat ook al die rede is. En ons het hordes kinders so gesien, waar die karre ry in, die kind laai af van kinderkerk toe, en mamma en papa ry weer uit. Maar die opdrag wat die Here kom gee, wanneer hy kyk na ons as ouers, is ouers, die liefde van die Here en die dien van God moet eers in jou eie hart wees. En ek wil vir jou sê, in goddelike ouerskap, en ek vir elke van ons sê nie ook, kyk, dit is ononderhandelbaar.
Jy moet die liefde van God en die diens van die Here moet eers in jou eie hart geplaas word. Heel eers. Dit moet jou wêreld wees, dit moet die manier wees waarop jy leef, en ek besef die uitlewing daarvan is anders. Want die uitlewing daarvan is voorbeeld. Hoe leef ek as pa en ma ons voorbeeld uit vir ons kinders? Wat doen ons en hoe leef ons in die tye wat nie Sondae tussen 9 en 11 is nie? Hoe lyk daai voorbeeld? Hoe lyk daai voorbeeld wanneer die krisis kom? Hoe lyk daai voorbeeld wanneer dinge nie volgens plan gaan nie? Hoe lyk daai dinge wanneer die wêreld kom vat meer as wat dit gee? Hoe lyk daai voorbeeld vir my kind? Wat sien ons kinders by ons? Waarheen hardloop ons as dinge nie volgens plan gaan? Ek sou hoop vir elkeen van ons hier, as dinge nie volgens plan gaan nie, dat ons kinders kan sien, kom saam, ons gaan nou saam bid. Ons weet nie hoe die storie gaan uitspeel nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ja, ons gaan ons planne maak, maar ons gaan eers na God toe gaan. Jy sien, die eerste uitnodiging vir ons as ouers is dat die liefde van God en die dien van die Here moet heel eers in jou eie hart vasgemaak word. Ek lees jare terug, lees ek 'n oulike storie van 'n vrou wat vir haar man hoender maak in 2 verskillende potte. Presies dieselfde hoender. So sy vat die hoender, as sy nou heel hoender, dan sny sy met 2, dan sit sy in 2 verskillende potte op die stoof, en dan sy gooi dieselfde spysel, dieselfde geursel, dieselfde alles in die pot. Selfde, die hoender kom presies dieselfde uit, maar sy maak dit in 2 verskillende, hulle het baie potte en hulle het baie groot potte, maar dit is baie snaaks, dat hierdie vrou oor al die jare, so hoender in die helfte, 2 potte. Hulle is naderhand so 20 jaar getroud, soos ek en my vrou, ons is hierdie jaar 20 jaar getroud. Yes, medalje. Maar al so 20 jaar is hierdie man, hierdie is vir hom, dis intrige, hy verstaan nie, hy voel so Sherlock Holmes, hy moet uitvind, hoekom doen my vrou dit soos dit? Dis baie interessant. Dis nie dat ek verskillende hoenders kry nie, dis nie een sagter as die ander, dis nie een mooier of die ander lyk nie, dis presies dieselfde hoender, hoekom? Ja, ek het nou lekker klare hoender gereg gesit, hy sê, mama, hierdie was pragtig, dit was regtig lekker. Maar ek het 'n vraag, en ek wil nie nou aanstoot, ek het regtig gevraag, hoekom 2 potte? Maar kyk, dis so baie vraag soos Tempen Bowling, hy bou nog uit. Sy sit so verstaan en sy kyk maar sy weet nie nou, maar hallo, wat is 2 potte? Hy sê nie, verduidelik vir my. Rarig, ek wil nou agter, hoekom 2 potte? Dis 2 potte. Sy sê, nee, sy weet nie, sy het groot gemaak. Sy het so groot geword in haar huis. Haar ma het hoender in 2 potte gesit. Dit is maar net. Nou sy na sy skoonmaak. Sy sê, mama, dis nou nie iets wat my hier namals gaan verander of beïnvloed nie. Ek maar, hoekom maak julle in 2 potte? Nou sy maar so, want is nog altyd 2 potte. My ma het in 2 potte gemaak. Dit was nie, dit is so. Gelukkig ouma leef nog, hy is nou reg in die ouma. Dus ouma, ja, ouma, hier is nou een ding. Skoonma maak het so, my vrou maak het so, 2 potte hoender, selfde ding, selfde is hoekom. Sy sê, nee, jare terug, toe ons het altyd hoender in 1 pot gemaak. Ons het altyd in een pot, het ons die hoender gemaak. En toe wat gebeur is, die pot het gebars, het gekraak. En ek het net 2 kinderpotjies gehad. So, en ons was maar arm, so, toe was ek in die hoender in 2 dele sny, en allemaal het so groot geword. 2 potte en 1 hoender, dit is so wat. Nou ons gegil nou hier oor, maar ek wil nou vir jou sê, jou kind gaan nie doen wat jy vir hom sê nie, jou kind gaan doen wat jy vir hom wys. Rarig. Jy kan met jou kind sit en vir hom al die dinge probeer leer wat jy kan leer. Hy luister, en Jenny, as jy nou tieners het, ek en jou waarborg, hulle luister niks wat jy sê. Inteendeel, hulle weet, pa en ma weet soveel. Of weet jy wat gaan hulle na luister? Wat jy doen. Hoe jy optree. Dis hoekom die uitnodiging is nie, dat jy net iets moet sê nie. Die uitnodiging is, wat is jou voorbeeld? Hoe lyk dit wat jy doen elke dag vir jou kinders? Die ritmes waarmee jy leef. Wat is die voorbeeld wat jy vir hulle gee? So God kom praat en hy sê, dit moet eerste by jou wees. Die liefde vir God en om God te dien moet eerste in jou eie hart vasgemaak word. Dit kan nie op 'n ander manier gebeur nie. Dit gaan nie oorgedra na jou kinders toe word as dit nie in jou hart van harte is.
Ons gaan nie kerk toe om kerk toe te gaan, nee, ons gaan kerk toe want ons het die Here lief. Ons gaan kerk toe want ons het gemeenskap lief. Ons gaan kerk toe want ons het koninkryk lief. Ons gaan kerk toe want ons het God lief. Dis hoe ons gaan. Dis hoe ons daar wil wees. En hierdie woorde wat ek jou vers 6 moet in jou hart wees, dit in jou hart wees, en dan sê ek wat sê hy, en jy moet dit jou kinders inskerp. Jy moet dit inskerp. And you shall teach them, die Engels sê, diligently. Dit moet 'n deurlopende proses wees van aanhoudend, ons het God lief, dis hoe ons leef, dis die pad wat ons gestap het, dis die lewe wat ons kies, dit is ons wêreld. Hy sê jy moet hierdie by jou kinders inskerp. Jy moet nie daarvan af wegskroop nie. Dit moet eers by jou wees en dan moet dit in jou kind ingeskerp word. Nou inskerp in Afrikaans beteken letter wat dit is. As jy 'n klip vat en 'n mes begin skerp. Ek skerp dit in. Ek skerp dit in. Ek skerp dit in. Die Engelse woord is 'n CRO. Jy kan jouself nou klassifiseer, het al baie titels. Maar van vandag af gee ek nou vir elkeen 'n titel, ek chap nou op almal se skouer. Okay, laat ons net gou vinnig deurgaan, almal is gechappie. Jy is van vandag af 'n CRO, 'n Chief Reminding Officer. Dis jou werk. Jy moet dit inskerp, jy moet dit inskerp. Hoekom doen ons dit nie? Want dis wat die Bybel so sê. Hoekom maak ons so, want dis wat dit is. En ek wil elkeen van julle nooi uit my eie hart van hart af. Wanneer jy oor ouerskap begin eers by die woord. Wat sê die woord oor ouerskap? Wat het God gesê oor ouerskap? Wat ek het in my lewe ook gesien, seker die twee belangrikste goeders wat jy op aarde kan doen, is jou huwelik en jou rol as ouer. En ons kry die minste lering en opleiding daaroor. Nee, ons kry nie baie input daaroor. Maar ek wil sê, daar's baie goeie skrywers en baie mooi dinge daar buite, wat regtig goed is, maar dis aanvullings teenoor wat die Here gesê het. Dit is nie 'n vervanging vir wat God gesê het nie, dis 'n aanvulling vir wat hy gesê het. So gebruik daai, maar ek wil vir jou nooi, die woord eers. So jy skerp dit in by jou kind. Want hier is die ding, ek wil nie baie statistiek gegee oor ouerskap nie, ek wil nie die tradisionele roete volg met hierdie ding nie. Maar hier is een ding wat ek wil gou jy moet gou hoor, wat almal van ons hier wat ouers is koud gaan los. As jou kind 18 word, het jy 75% van jou tyd reeds met hom of haar spandeer. Dis klaar, is verby. Dis klaar. As jou kind 24 jaar oud word, het jy 90% van jou tyd klaar met hom of haar spandeer. Die ander 10% wat oorbly, wat jy as ouers saam met jou kind spandeer, kom op die laaste klomp jare van jou lewe wat jy nog leef. So baie van julle kan nou uitwerk, waar is jy? Is jy in die eerste helfte, is jy in die 75% verby, of is jy in die laaste 10%, jou kinders dalk met jou huis uit. Maar ek wil vir jou nooi, dat in jou rol as ouers, dat jy die tyd sal uitkoop. Dat jy die tyd sal uitkoop, en dit wat jy as voorbeeld moet wees. God kom sê dit direk. So vir ons toe ek hierdie gelees, dink ek eerlikheid, my seun is baie naby al dit, en my dogter is al seker so halfpad. Vir ons met dit. So kind 18 was jy 75% van jou tyd klaar saam met hom of haar spandeer. Tyd wat verby is. Hulle gaan die lewe dan ingaan. En dan sou ek hoop en glo dat die fondasie wat ons as ouers gelê het, as herders en versorging, dat daai fondasie reg is. En die pad wat die lewe hulle gaan vat, dat hulle altyd naby aan die Here sal bly. Amen. Nou in die Nuwe Testament. Hebreërs 12 van vers 7 sê die volgende. Hierdie gaan oor dissipline en tugtiging, oor hoe God na ons kyk as ouer, maar dan sê hy iets baie spesifiek oor ons eie kinders. As julle tugtiging verdra, behandel God julle so seuns en dogters. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? So die Hebreërs skrywer begin en hy sê, vaders en moeders tugtig hulle kinders. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Dis 'n baie groot waarskuwing. Die Engels gebruik die woord illegitimate. Hy sê as jy nie gedissiplineer word en getugtig word nie, dan is jy nie 'n regte kind nie. Ek sê dit nou versigtig. Maar sielkinders soos dit met kinders werk nie. As jy nou aanhou, gaan ek jou straf. En dan doen hulle dit weer, maar as jy nou gaan aanhou, dan gaan ek jou straf.
Maar as jy dit nou weer gaan doen, dan gaan ek jou straf. Luister nou vir my, hier is nou die laaste een. As jy dit nog een keer gaan doen, dan gaan ek vir jou straf. Ek is nou tot hier toe. Ek is amper daar. Nee. Die Bybel skryf sê nee, God tigtig sy eie kinders. En as ons nie ons kinders tigtig nie, wat gebeur? Dan is dit nie waarlik ons kinders. Dis 'n beskrywende stelling vir die Bybel om te maak. Want as jy iemand lief het, dan tigtig jy hom. Jy maak seker, jy help hulle in 'n regte rigting. Ek sê altyd baie prakties. Nou ek weet dis 'n baie kontroversiële ding om te sê, maar kom ek sê gou so. Jy kan jouself inkeer vir jou wil dat iemand my nou nie buite konteks quoteer nie so. Maar om jou kind goed te tigtig, jy kan jouself inlees daarin wat dit beteken. In die praktiese is 'n reset knoppie wat hulle terugvat default toe. Okay, so keer dit maar net vir jouself in raad. Dis 'n goeie reset knoppie. Hoe jy ook al tigtig gaan toepas. Maar ek wil jou sê, jy moet jou kinders tigtig. Want God se opdrag aan ons is ook, hy tigtig ons, want ons is seuns en hy het ons lief. Verder, vers 9. Ons het vaders na die vlees as kastyders gehad. Hier kom hy sê, ons het paas gehad na die vlees wat vir ons raak gery het. Kan julle dit onthou? Ek onthou nie my tweede laaste pak slaan nie, maar ek onthou my laaste pak slaan. Dit onthou. Kom ek gaan dit gou vertel. Pa, luister, ek het pa bitter lief. My laaste pak slaan. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar ek was duidelik stil. Want ons het 'n leer lat gehad waarmee ons pak gekry. Op die lat het daar gestaan, voel 'n bietjie. Okay. So die ding, ons het met die ding pak gekry. En ons weet as hy jou lekker ouwe gelos. En die keer toe ek nou met pak gekry, toe die amper sê nou die garage deur, ek het nie die garage pak gekry. Toe die deur oopgaan en ek weet nou sit so. Toe is die hand wat eers deur die deur inkom, hou toe die lat vas. En dis toe die kaptein voel 'n bietjie nie. Dis toe die sambok. So die sambok maak toe sy afwagting. Hy kom toe by die deur in, die sambok. Ja, sy debuut. Op Renier Kleinsburg se agtersteewe. So in die badkamer waar dit gewoonlik gebeur het, die pak slaap, was die toilet in die hoek, en tussen die toilet en die muur was daar so 'n lekker hoek. So ek is dadelik reguit soek. So tussen die toilet en die hoek werk ek myself in. Sê hier gaan ek myself nou so groot maak, niemand gaan my hier uitkry. En my pa kom in, en ek dink tot sy krediet, my pa het altyd met my, ek het nie vir my suster nie, my pa het altyd so 10 minute gewag voor my pak slaag gegee, hy sê hy eers gaan sit en net gekalmeer, voordat hy my kom slaan, dat hy my net uit dissipline uitslaan, nie uitvoed uit. So, dis 'n goeie reël om te leer, wag so rukkie. En hierdie sambok draf toe nou uit. En ek staan daar, maar kyk, my tande klap, my knie klap, alles klap. Want ek weet nou, hier gaan dit nou seer raak. En my pa is 'n bietjie spikkels van nat gesweet, want hy weet ook nou, hier gaan dit seer raak. Dis nou so, hy gaan nou hierdie hardkoppigheid. Hy gaan nou 'n baie groot reset knoppie druk vir my. En toe ek staan en ek weet nou is al my opsies uit. Dis nou so. Toe trek ek weg en is daai strafskoppe wat jy in die rugby skop nie. Dis 62 meter, die tyd is verby. Jy's net as ek hom oorsit wen ek, as ek hom nie oorsit nie is dit einde. Ek is so desperaat, ek gaan vir Paale, ek sê sit die bal ons skop, ons gaan. Ek gaan dit doen. En ek sê vir my pa, ek sê pa. Hierdie pa kan my nie met hierdie ding slaan. En hy sê hoekom nie? Want hy is reg vir my. Ek sê pa, want in die tronk daai tyd het hulle nog die bandiete pak gegee. Okay. En as jy op straat was laat, weet jy wat die mense het jou opgetel, hoe is jy op straat? So, hulle het jou pak gaan gee. Ek sê pa, maar toe kraak my stem. Ek sê pa, dis nie meer so sterk nie. Hulle slaan die bandiete.
Slaan bandiete in die tronk. Met sambok. Hy gaan so eind. Nou sit ek opgelaai vir die skop. Ek sê, pa, ek is mos nie bandiet nie. Nou wat daar hier nou net gebeur, gebeur in daai badkamer, ek dink dit was 1995, gebeur in daai badkamer, my pa kon homself nie in en hy begin so lag. So ek het nou my tweede laaste bak, slaan nie so goed, my laaste een, so my ingebrand, en van daai dag af, ek met respect, want ek weet hoe dit kon geëindig. Maar hy tigtig ons as vaders. So vaders, ons het vaders gehad wat vleeskastyders was, hulle het vir ons pak gegee. En ons het van ons sag gehad. Moet ons nie meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie, vers 10. Want hulle het ons wel vir 'n kort tydjie, na hulle beste wete getigtig. Maar hy het ons tot sy bes wil, sodat ons aan heiligheid deelagtig kan word. So hy tigtig ons, sodat ons aan heiligheid deelagtig kan word, en nie meer wil ek klaar maak. Die versorging en die voorbeeld wat jy vir jou kind gee, ja, selfs wanneer dit kom by dissipline. Leer die Bybel vir ons, en dit kom in die Ou Testament, dat daai dissipline het die krag van God om hulle siele te red. Om hulle te red van die verderf af. So wat die Here vir ons kyk, wanneer hy na jou kyk as ouers, so ek het jou ouers gemaak van hierdie kind, of van hierdie kinders. Die rol wat jy het te speel is so belangrik, in jou versorging, en ek dink dit praat van homself, en ook vir jou voorbeeld, oor wat jy moet wees, as ouer. En daarin moet ons soms ons kinders tigtig, sodat hulle nie van die weg af wegraak nie. Want die ergens waarmee God het vir ons sê, en hy sê dat jou dien van my moet eers in jou eie hart wees, dan moet jy dit in jou kind inskerp. En as jy verder gaan lees, wat sê hy daar? Kyk wat sê, hy sê jy moet dit doen as jy op pad is, jy moet dit doen as jy by die huis is. Hy sê jy moet dit as 'n teken aan jou hand bid, en jou hand praat altyd van jou dade, jou optrede voor jou kinders. Ek het al altyd my kinders om verskoning gevra. Verkeerde wat ek uit die lyn uit was. Verkeerde wat ek teenoor hulle verkeerd opgetree het as ouer. En ek sê dit nie net hoe kyk hoe oulik is ek nie, maar baie keer is dit nodig, so ek het nou verkeerd gedoen, ek het nou verkeerd gepraat, ek het nou verkeerd gereageer, ek is jammer. Maar nou sê dit, jou optrede word op jou hande vasgemaak, jou kinders gaan sien wat doen jy. Hy gaan hier kyk, en hy gaan nie net reageer oor wat jy vir hom sê nie, hy gaan reageer oor wat jy vir hom wys, en vir haar wys. Want hier is 'n getuienis in my lewe. Behalwe die woorde, ek is lief vir jou. Behalwe die woorde, ek is lief vir jou. Kan ek nie baie dinge onthou wat my pa en ma vir my gesê het. Dink hoe graag. Ek kan nie net nog spesifieke gesprekke onthou nie. Ek kan nie, maar weet jy wat kan ek onthou? Ek kan baie dinge onthou wat ek by hulle gesien het. Baie. Daarvan kan ek baie onthou. Wat het hulle gedoen, wat het hulle nie gedoen, hulle opgetree, hulle nie opgetree. Wat het hulle gedoen, en ek kan baie van dit onthou. En ek het ook baie memories van my ouers. Nie wat hulle gesê het nie, maar wat ek gesien het. Dis hoekom die Bybel ons uitnooi, hy sê, maak dit aan jou hande vas, maak dit in jou kop vas, skerp dit in by jou kinders. As jy by die huis is, as jy op pad is, as jy ergens gaan doen dit. Ons het 'n reël in ons huis, partykeer 'n moeilike reël. Partykeer bring dit spanning in ons huis. Sê vir die kinders, wanneer jy by die huis is, die kar is nou iets anders as ons ver ry, maar ons wil seker maak dat ons jou gees reg maak met goeie goed, met God se goed. As jy by die huis is en ons sit musiek aan, luister ons net aanbiddingsmusiek. Luister nie ander goed. Nee, dis nie, dis bietjie old school. Ek wil seker maak dat die regte goed in my kind se gees aan ook ingaan. En ek weet nie of jy weet wanneer laas jy geluister het na die goed daar buite nie, daar's drek daar buite. En ek wil seker maak dat daai drek nie my kinders se gees ingaan. En volgende week gaan ek praat oor hierdie ding.
So hierdie is 'n teaser vir volgende week. Ons gee vir ons kinders 'n dwelm, maar raak ons kwaad as hulle verslaaf raak. Ons gee vir ons kinders 'n dwelm, ons raak kwaad as hulle verslaaf raak. Daar's maniere om die goed te bestuur. Maar ek wil jou nooi as ouer, soos die Here help my, dat om U te dien eers in my eie hart sal wees. En dat ek die voorbeeld wat ek vir my kinders los, dit sal wees as 'n goddelike ouer, nie as 'n perfekte ouer nie. Ja, ek en jou vriend het nog nie ouers as die trust nie, jy gaan baie foute maak as ouer, baie. Die Here wil jy nie met 'n perfekte ouer wees, die Here wil met 'n goddelike ouer wees. En toe hulle vir Jesus vra, as jy die hele wet vat, alles wat geskryf is, wat is die grootste? Toe verwys hy terug na dit. Maar hierdie terug, wat hy na terug verwys, was eintlik heel eerste gesprek wat God met ouers gehad. In Matteus 22 word dit 'n algemene waarheid, vir almal, jy moet die Here jou God lief hê. Jou hele hart, siel, krag en verstand. Maar hier in Deuteronomium kom praat hy met ouers. Hy gesê dit met jou deel eers te wees, en jou hart van harte, dan skerp dit by jou kinders. As jy geleentheid kry, as jy op pad is, jy by die huis, as jy werk, as jy slaap, skerp dit in by jou kinders, dat hulle God sal lief hê, en die Here sal dien. Dan kom ek sê vir jou, om God lief te hê en God te dien, is jou kind sy enigste behoud. Gaan dit weer sê, om God lief te hê en God te dien, is jou kind sy enigste behoud. Want het gaan nie oor wat jy eendag vir jou kinders los nie. Dis mooi. En ek is bly vir elke ouer wat vir hulle kinders iets kan los. Dis minder belangrik. Dis nie wat jy vir jou kinders los nie. Dis wat jy in jou kinders los. Dis jou ware nalatenskap. As jy eendag vir hulle baie geld los, mooi, maar as daar nie iets in hulle gelos word nie, wat jy baie gemis. En mag jy sê, Here help my om die swaar, die belangrike dinge in my kinders te los. My pa, en nie maak ek klaar, my pa, elke week as ons gesels, praat ons gesels en ons dinge en ons sê ons goeders, en my ma lei nou nog aan bomskok, en want toe ek 18 my laaste vak geskryf het, in matriek, toe ek vir 2 weke by Pelle gaan kuier, ek het gou 'n week huis toe gekom, en toe was ons my klere, toe gaan ek op matriekvakansie, toe is ek 2 dae by die huis, en toe gaan ek ons huis. So dit was hier, en toe is ek uit die huis, en my ma sê, ons het eers baie gesê nie, so ek gaan eintlik my ma sê, ons moet eendag afskeid, braai nog gereeld, spin, of iets, en dan wil ek betak, as ek net formeel kan sê, ek uit die huis het. Maar na al die jare met my pa waarvoor ek dankbaar is, en ek wil vir al die ouers en die paas wat sy kinders dalk al uit die huis uit is, ek gee 'n voorbeeld, en dit beteken vir my altyd baie, as ek my pa klaar gepraat, alles sê, dan sê altyd die volgende, hy sê, Renier, ek is trots op jou, en gaan aan met die goeie werk. Na elke gesprek, vir die laaste 25 jaar, Renier, ek is trots, nie, 27 jaar, ek is trots op jou, gaan aan met die goeie werk. En ek wil jou nooi as ouers, dis nie wat jy vir jou kind los, dis wat jy in jou kind los, wat baie belangrik is dit. So mag jy deur die vuur waarmee jy die Here dien, mag daai hitte jou kinders ook aansteek, sodat hulle ook met hulle lewens ten volle die Here sal dien. Amen. Kom ons bid. Here, help ons om die ouers te wees wat U ons geroep het om te wees. En Here, vir die wat nog ouers gaan word, Here, mag jy hulle voorberei in die werk wat hulle moet wees as ouers. Here, mag U vlam so in ons harte brand dat ons kinders aansteek. Nie net deur wat ons sê nie, maar deur dit wat ons doen, dit wat ons leef. Here, jammer vir die kere wat ons het gemis het as ouers. Vergewe ons. Here, mag U ook daai skade kom regmaak. Mag U ook vir ons nuwe geleentheid gee om te herbou as dit nodig is. Here, ek bid ook waar verhoudings skibreek gelei het. Waar verhoudings tussen ouers en kinders nie meer is wat dit moet wees nie. Tussen pa en seuns, pa's en dogters, ma's en seuns, ma's en dogters. Here, U kan herstel bring. U is die wat rekonsiliasie en restaurasie kan gee. Ons bid dit, U dit sal doen. Steek ons harte aan die brand, om die liefde en U te dien, want dis ons nalatenskap vir ons kinders. Die vlam waarmee ons U dien, waar ons die lewe leef om U te eer.
Dankie daarvoor. In Jesus naam. En almal sê. Ons gaan nou oorgaan na nagmaal toe, ons gaan saam nagmaal gebruik, so ek vra die span om te help. Net vir ons uit te